Het iemand jou al so gehelp dat jy so 'n bietjie skaam kry daaroor? Het sy dit nou finansiëel of met iets fisies was? Dis iets wat ons oor moet praat, né? Want ons leef in 'n wêreld wat ons nie in 'n konteks wat ons nie almal ewe ryk is of dieselfde hoeveelheid geld het nie. En nie almal in Pretoria Oos bly in 'n baie groot pragtige huis nie. Nou, hoe kan die Bybel ons help om 'n bietjie te dink oor ons goedere en hoe ons gee? Nou die eerste gemeentes lees ons in Handelinge van. En van die eerste goed wat gesê word daar is, al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Maar die direkte vertaling sê eintlik, hulle was eensgesind en hulle het alles gemeenskaplik besit. En daar's 'n onderskeid daar, dis nie dieselfde ding nie. Om alles met mekaar te deel, is om hier en daar mekaar so 'n bietjie te help, né? So 'n bietjie charity uit te deel hier en daar. Maar om alles gemeenskaplik te besit, sê dit, die paai is net so groot. Daar is net soveel, so ons moet genoeg met mekaar deel dat almal genoeg het. In ons verbruikerskultuur loop jy in 'n winkel in en daar is oorgenoeg van alles. Jy kan soveel koop as wat jy wil hê. As jy môre terugkom, is daar nog. Maar in die antieke tyd het hulle gedink daar is net soveel. So as jy meer as jou deeltjie vat, dan vat jy eintlik 'n deel van iemand anderste af weg. Nou dis 'n radikale manier om anders te dink oor ons goedere en hoe ons leef met dit wat ons het. So mag dit jou help om bietjie nie te dink oor wat jy het en wat jy nie het nie. Mag jy ook in 'n posisie kom waar jy iemand anders te kan help, al is dit hoe gering. Wees op die uitkyk, waar kan jy iemand help? Want ons is 'n gemeenskap, ons het mekaar nodig. Ons deel nie net met mekaar nie, ons besit gemeenskaplik. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons is so dankbaar dat ons in 'n gemeenskap is, in 'n kerk is, waar mense vir mekaar lief is, waar mense vir mekaar omgee. Nie net op 'n emosionele vlak en 'n vriendskapsvlak nie, maar ook op 'n fisiese vlak. Here, ons hoor soveel stories hoe mense mekaar help en vir mekaar letterlik goed gee en vir mekaar ondersteun. Here, dis nie altyd maklik om te gee nie, maar is ook soms moeilik om te ontvang. Ons maak ook die harte van die wat moet ontvang ook oop, dat hulle bereid sal wees om enige skaamte, enige gevoelens van waardeloosheid kan laat vaar en kan besef en beleef dat ons het mekaar nodig. Want vandag ontvang ek, vandag het ek dit nodig, maar môre het ek weer geleentheid om te kan gee. En dan kan ons dit ook so doen. Dankie dat u eers vir uself kom gee het en die voorbeeld vir ons gestel het. En dit help ons ook om vir mekaar te kan gee. Amen.